uit die park uit, maar ek moet sê die pad tussen hierdie boompies is nogal 'n ding. Ons ry 'n paar bome plat. Ander, dit is net mis ons dit spieëls nie seer kry nie. En ja, dit is nog 28 km tot by Kankika en daar sluit ons aan by die D181 wat nou weer 'n normale pad is. Ons gaan nou in hierdie regtes nog ry vir 28 km seker tot so 12 uur se kant toe. Ongelooflik, die pad is nie so sleg hier, maar die bome gee vir ons nogal groot pyn. So wat soos hy sê, dit is soos klei wat hard geword het die pad. Dit is vol knoppe en botte en ja, gate en slote. Maak dit moeilik ry. Gras is allemaal lank mense. As jy uitloop, kan jy in die gras. Ons neem 'n 10 minute breek hier teen die pad. Of in die pad, want dit is mos nie ander verkeer nie. Die tsetse-vlieg is hier al om my gesig. Ek gaan nou nie dat hy my afsit nie. Kyk hoe mooi is dit. Ons ry soos op golwe. Dit skud behoorlik. Ja. Pad het jy nie te konsentreer waar gate en stote is en takke, bome in jou pad nie, maar hierdie pad maak jou lyf gedaal. Ek het wimpies skit. Ek het daar vir die oggend 11.000 tree geskit. Die meeste is op hierdie laaste stukpad. Ons het seker nog 50-60 km om te ry tot die volgende dorp. Bly oor die teerpad, ja, maar wat het ons verwag, ons skit daarom nou nie so nie. Ons moet net nou potholes misry. Ons ry weer 4 op 'n bike. Dit is net amazing hoe hierdie mense ry op hierdie paaie. Ons is moeg gery. Die pad is opgemaak, ons ry al van 6:15 vanoggend af en ons het hier aangekom 'n kwartier terug, ek weet eens 10 ure, as dit nie langer is nie. En ons staan op hierdie man se grond, ons betaal hom van die aand ietsie. Ons twee. Cheers liefie, moeilike pad, nog 7 km om te gaan maar. Dink 7, hoeveel? Nee, 9. Nog 9, maar ons vat nou eers 'n break. Ja. Okay, cheers! Cheers! Ons is nou op die D181 grondpad. Op pad na Kassempad toe. Ons kan sien ons is nou weer nie sê beskaap nie. Maar uit die Wild West uit wil ek op te sê. Dis weer kinders op fiets en vergis die pad. Dit is 6 km van die P af. Dit gaan regsdraai. En pad, soos hoop het gaan beter gaan. Pad na Solvisie.
se mense nou hier tussen die potholes deur. Mense, ons is in Afrika. Verseker. Morning. Ja. Ek weet nie of ons 'n beter pad kan kry nie, maar regs moet ons draai. Dis staan die karre. Trokke. Mense. Ja, wat eer. Ons weet nie altyd of ons gegroet of gevloek raak nie. Okay. Dis die deur. So ry mens. Mtanda Falls. Okay. St. Angelo Heritage Site. So 800 meter dat ons moet ry. Mtanda Falls was baie mooi. Ons kon nie met Jafta tot daar ry nie, so ons het 'n hele eind moes afstap, terugstap. So ons het 'n bietjie oefening gekry. En hierdie rivier se naam is Mtanda. Ons gaan nou oor hierdie bruggie ook ry. Dis die water wat op die waterval afgeloop het. En ons is nou op pad na Solwezi toe. Kyk gou hier of ons die water kan sien op die rivier. Ja, dis die water. Rivier hieronder. Ja. Ja, hierdie traffic jam, hierdie lorry staan nou almal drukte in van die kant af. Ja, hy staan stil. Dis hoekom almal die dag nie waar, maar die ander karre staan ook so stil. Ek weet. Dis hierdie blou trokkie wat al die probleme veroorsaak hier voor. Oh, Afrika op sy beste. Ons is daar deur, liefie. Nou moet ons net 'n petrolpomp kry. Dieselstasie of wat ook al. Dorp is dan seker nog 'n bietjie groter, ons kry dan vorentoe ene. Waar jy ATM kan kry, weet. Daar was 'n Pick n Pay, daar sal ons nou moet ons net kan parkering kry. Ons het nog genoeg van alles. Ja. Dis AB Bank. Wat so bedrywig is.
Mixo. Die vergader 'n klomp mense. Die DRC Congo en Zambië se grens is nou nie ver van hier af nie. Ons ry op nou die T5 uit Solwezi uit. En ja, as jy hier links gaan vir 'n paar kilometer, as jy op die grens van die Congo. Ons gaan nou afry, ons gaan nou wegry dat ons om die Congo ry, om die DRC, voor ons verder ingaan. In Zambië en Tanzania.